O Heer, daar is niemand soos U nie. Somtyds dink ons, dalk moet ons 'n ander uitweg soek. Maar is vasgelê op ons harte. Daar is niemand soos U nie. En daarom is ons hier. Omdat ons die Bybel het. 'n Boek 2000 jaar oud, sommige geskrifte 2800 jaar oud. Maar wat net nooit ophou om die boodskap te verkondig van die koms van U koninkryk op hierdie aarde. Wat nooit ophou om ons uit te nooi om deel te wees van die koms van die koninkryk, U koninkryk. 'n koninkryk waar Jesus Christus, ons Here, die koning is, die enigste Here. En ons is so bevoorreg om deel daarvan te wees. En as ons nou vanoggend lees uit Lukas 9 en het ons gedagtes so 'n bietjie laat gaan oor wat dit beteken om U te volg, maar nie net beteken nie. Hoe dit lyk as ons U volg. Dan bid ek, Here, dat U deur U Gees in elkeen van ons lewens so sal werk, dat ons sal beleef dat U self hier met ons besig was. Amen. Ek lees by Lukas 9 vanaf vers 51. Nou, voor ek begin, moet ek nou net sê dat hierdie is die draaipunt in die Lukas evangelie. En ons sien dit reeds in die eerste vers. Maar is die draaipunt waar Jesus dan nou begin met sy reis na Jerusalem toe. En dit is 'n belangrike moment en is ook 'n belangrike aanduiding van wat die Here van ons in hierdie omstandighede verwag. Maar kom ons lees, vers 51. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin. En boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal U volg, waar U ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal U volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons lees tot sover. Ek begin nou maar gewoonlik so hier by die maandagoggend begin ek lees en ek lees ten minste die teks en ek lees ten minste een persoon se kommentaar daarop, net om my gedagtes bietjie aan die gang te kry. En
eintlik is ek dan die hele week besig met die teks wat ek Sondag preek. Nou, toe ek die teks hierdie keer die eerste keer deurlees, toe maak dit eintlik nie vir my sin dat hierdie twee gedeeltes aan mekaar gekoppel word deur die leesrooster nie. Want dit lyk asof die eerste deel dan nou gaan oor hierdie Samaritaanse dorp wat Jesus nie wil toelaat nie, en dan die tweede deel gaan oor eintlik wat dit beteken om Jesus te volg. En ek het nogal geworstel daarmee. Maar hoe meer ek gelees het, hoe meer het ek besef, dis eintlik nie die situasie nie. Onthou, die opskrifte in ons Bybels staan nie in die oorspronklike teks nie. Die vertalers het dit eintlik bygevoeg. So, ek wil amper sê, die opskrifte is nie die woord van God nie. Dit wat tussen die opskrifte staan, dit is die woord van God. So, in die oorspronklike Lukas, wat ek gaan lees het, in die Grieks is al hierdie verse aan een. En ek moes toe vir myself uitwerk, hoe dra ek dit dan nou oor? So, ek gaan tog in 'n sekere sin in twee dele doen, maar julle gaan verstaan hoe hak dit aan mekaar. As ek moet sê waaroor gaan dit, dan sê ek dit gaan oor disippelskap. Dis die kernboodskap. Hier kom Jesus op die punt wat hy besef, maar ek moet omdraai Jerusalem toe. Want ek het tipe van 'n afspraak daar. Hy het geweet wat vir hom voorlê. En na alles wat gebeur het met die mense en met die Fariseërs en byvoorbeeld die Samaritane, het hy besef, die lewe vorentoe gaan vir my erg moeilik raak. Maar nou staan daar in vers 51, toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin. Nou, as ek net nog hierdie een keer mag verwys na die Grieks. Die Grieks sê nie vasbeslote nie. Die Griek sê, hy het sy gesig gedraai in die rigting van Jerusalem. Die Engelse vertalings het ook baie keer, he turned his face. So, dit sê eintlik iets anders. Want later, in hierdie eerste paar verse, word die gesigdeel nog, skemer dit nogal deur. Maar, ek hou daarvan dat die teks sê, vasbeslote. Want dit is tog ook so, dat Jesus doelgerig, vasbeslote op pad was. Want Paasfees moet hy in Jerusalem wees. Dus, en hy het geweet, dit gaan waarskynlik by laaste Paasfees wees. So vasbeslote is hy op pad. Dit sê vir ons iets van die manier waarop God in sy Seun, Jesus Christus, aan ons toegewy is, om vir ons te doen, wat net God vir ons kan doen. En dit is om deur die dood van sy Seun, ons met God te versoen. Dis waaroor dit gaan. Nou sover as hy nou op hierdie reis aangaan, het hy maar gestop en hy het gepreek en hy het die evangelie verkondig. En Lukas praat op hierdie stadium die evangelie van die koninkryk van God. En Matteus maak baie van die evangelie van die koninkryk van God. En hier gebruik Lukas dit, wat eintlik nie graag van hierdie woorde gebruik gemaak het nie. En ons vermoed maar hy het dit geleen by Matteus, maar van die koninkryk van God gaan oor soveel meer as net ek gaan hemel toe as ek doodgaan. Soveel meer. Natuurlik is dit 'n kernwaarheid van die evangelie en 'n kernwaarheid van ons geloof, dat deur die kruisdood van Jesus Christus is ek met God versoen en het ek die ewige lewe ontvang. Punt, dan is dit klaar. Maar wat dan? En dan kom die hele kwessie,
oor die koninkryk van God. So Jesus en sy disippels nou op pad en hulle reis doelgerig op pad Jerusalem toe. En toe word dit aand, laatmiddag. En hy stuur 'n paar disippels voor hom uit en hy sê gaan soek vir ons blyplek vir die aand. En dan as hulle daar kom, dan sê die Samaritane nee. Ek dink dit is belangrik om raak te sien die rede wat die teks gee. Die rede is nie omdat dit Jesus is nie. Die rede is omdat hy op pad is na Jerusalem. En hulle eintlik nie Joodse gelowiges in hulle midde wil hê nie. So hulle sê nee. Hierdie rabbi, hierdie man vir wie hulle blyplek soek, is nie welkom hier by ons nie. En dan hier begin disippelskap inkom. Want hierdie twee disippels, Jakobus en Johannes, sien nou wat hier gebeur het. En dan sê hulle maar, moet ons vuur uit die hemel afbid om hierdie mense te straf dat hulle nie bereid is om u te ontvang nie. En voor ek nou hier by Jesus se reaksie kom, moet ons nou verstaan, hierdie disippels is nou nogal, hulle sou kon sê, ons baseer dit wat ons sê op die Bybel. Ons ken mos die geskiedenis van Elia, toe hy vuur afgebid het uit die hemel uit. En 'n klomp mense by die altaar doodgemaak het. Dis wat hulle wou gehad het. Waaroor gaan dit? As jy my te nakom, het ek al die reg om wraak te neem. Vergelding. Dis waaroor dit gaan. Verskoning julle hierdie. Het gaan oor vergelding, die reg op wraak. En ek dink ons moet vir mekaar sê, ons is geneig om onsself te verontskuldig hier. Ons sou sê, weet jy, ja, hier's nou eintlik nie iets wat ek sal doen nie. Ek sal nooit ooit sal ek so iets vir die Here vra nie. Maar in hierdie geval is dit nou vuur waarvoor die disippels wil bid. Maar as jy nou 'n bietjie terugdink aan die laaste persoon wat jou, kom ons sê, kwaad gemaak het, iets aan jou gedoen het, wat jy sukkel om oor te kom, vir party is dit dalk 'n taxi wat voor hulle ingery het, nee. En dat jy nou, die enigste wraak wat ons mos nou het, is die kar se hoeter. En ek sien party mense het ook sekere tekens wat hulle vir hulle wys wat ek nie verstaan nie, maar hulle kommunikeer met hierdie mense, nee. Is eintlik maar net 'n ander manier van wraak neem. 'n ander manier van vergeld. 'n ander manier van ek gaan jou terugkry. En wat doen Jesus? Jesus sê nee. En hier was nou 'n bietjie van my worstelstryd hierdie week. Hoe moet ek Jesus se nee vir die vergelding verstaan? Nou in die eerste plek, ek kan nou sê, dit is die karakter van Jesus. En dit is die karakter van God. God vergeld nie. God vergewe. En toe besef ek, maar Jesus kyk anders na mense as wat ons kyk. As ons na mense kyk wat ons nie reg behandel het nie, dan sien ons net die daad.
julle het Jesus verwerp. Nou onmiddellik moet ons verstaan, soos ek net opgesê het, het gaan nie oor Jesus nie, het gaan oor 'n ander beginsel. Maar die disippels sê, julle het Jesus verwerp. En nou wil hulle die situasie gebruik om die Samaritaanse dorp te laat uitbrand. Maar Jesus kyk anders na mense as ons. En dit is nou waar ons terugkom by die gesig. Die aangesig het die ou vertaling gesê. Die Griekse gesig, the face. Nou, dat wanneer Jesus na mense kyk, dan sien hy nie net 'n groep mense nie, in die eerste plek. Hy sien individue. Hy sien die gesig. En die enigste manier om het te noem, as ek dan maar by 'n groot filosoof, Lewina, kan gaan leen, is die ander. Jesus sien die gesig van die ander. Hy sien mense as individue. Hy sien hulle nie as 'n groep nie, as individue. Ja, hulle het nie reg gedoen om Jesus toe te laat nie. Dis mos die heel menslike ding om te doen. Maar wat doen Jesus? Hy berispe die 2 disippels. En dan sê hy eintlik vir hulle, wat beteken dit om my te volg? Hy sê, nommer 1, iemand wat my volg, vergeld nie. En Dietrich Bonhoeffer in sy boek, The Cost of Discipleship, skryf dat hierdie een van die duurste pryse is wat ons moet betaal as disippels, om nie te vergeld nie, om nie terug te kry nie, om jou nie terug te betaal vir wat jy aan my gedoen het nie. Hy sê, 'n disipel van my vergeld nie. En dan stel hy die voorbeeld. Hy verwyder homself uit die situasie uit. Hy stap aan met sy gesig na Jerusalem. En hierdie mense wat hom te nagekom het, hulle leef voort asof niks gebeur het nie. Julle, dit is so belangrik om te verstaan dat almal van ons het hierdie herinnering aan mense wat ons te nagekom het. En dit is dikwels iets wat ons sien in terapie ook, waaroor die mense nie kan kom nie. Ek praat so 'n paar weke terug met iemand, die persoon is 91 jaar oud. En toe sy jonk getroud was, toe het haar skoonfamilie haar nie baie goed behandel nie. En al wat oorgebly het, is haar skoonsister. En sy sê vir my, Dominee, al wat ek vra is, dat ons rondom 'n tafel sit en hierdie ding bespreek. Nou, haar skoonsister is 2 jaar ouer as sy. So het nou 91-jarige persoon en 'n 93-jarige persoon. Nou, ja, ek is daarom nie die oudste hier nie, is ek? Nee, hier is hom. Nee, nou ek beleef al dat ek sukkel om te onthou. Nee. En dan as my kinders en my vrou sal soms sê, onthou jy daai dag? Weet, dan sit uit my geheue uit. Nou dink nou, as jy vir 'n persoon van 93 jaar sê, weet ek is vandag nog kwaad vir jou, oor jy vir my 65 jaar terug te nagekom het. Raai wat gaan die ander persoon sê? Ek het nie idee waarvan jy praat nie. So 'n ronde tafel is nie altyd die antwoord nie. Die antwoord is, haal jouself uit die situasie uit, en dit beteken dat ek my gedagtes onder beheer sal kry, en nie hier sal vassteek nie. So, dis wat Jesus doen.
Ek steek nie vas by die onreg nie. Ek het geen behoefte aan vergelding nie. Ek verwyder myself uit die situasie uit. Volgelinge, disippels van Jesus, doen dit. Dis moeilik, maar dis die koste van disippelskap. Nou kom ons by die tweede deel. Nou hoor ons, die eerste deel het nou reeds begin om vir ons te sê, op die ouend gaan dit oor disippelskap. Maar in die gedeelte is duidelik ook die metafoor van Jesus is op pad. Met die Engels die mooi woord, die journey. Hy gaan Jerusalem toe. En dan telkens hier sien ons dan nou die woord volg. So, disippels reis saam met Jesus. Vasbeslote, doelgerig en word nie afgeskrik oor wat aan die einde voor lê nie. Nou is Jesus op pad. Hy reis. En nou kom daar 'n paar mense oor hulle pad, oor sy pad. En hy sê, die eerste een kom na hom toe en sê vir hom, ek sal u volg waar u ook mag gaan. En dan het Jesus 'n antwoord. Hy sê, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Dink jy dit sou beter gewees het as Jesus gesê het, hoorie, baie welkom, ek soek mense wat my volg. Kom, loop saam met ons reis nou. Maar Jesus se antwoord is 'n tipe van 'n hoe sal mens dit noem? Dalk praat jy te vinnig. Dink mooi. Bereken die koste van disippelskap. Bereken my situasie en weet dan jou situasie gaan nie anders wees nie. En my situasie is, ek het nie eens 'n rusplek vir my kop nie. Ek is op reis. Ek bereik nooit die einde van die pad nie. Gaan dink mooi. Is dit die lewe wat jy wil hê? En dit beteken glad nie dat ek nie 'n warm bed mag hê om in te slaap nie. Dat ek in 'n huis of 'n woning sal bly met 'n dak oor my kop waar ek die deure kan toemaak. Niks, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken net dat disippelskap beteken ek is altyd op pad na 'n volgende bestemming waar ek deel sal word van die koninkryk van God. So, bereken die koste. Dit gaan jou iets kos. Gaan jou vryheid kos. Dis nou stap jy agter Jesus aan. Maar is nie die enigste een nie. Daar's kom toe nog een na hom toe. Aan 'n ander een sê hy, die eerste een het gesê, ek sal u volg. So dis uit sy eie uit, nee. Aan 'n ander een sê hy, volg my. En die man antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Nou, meeste van die tyd wanneer ek by die Bybel werk, is ek eintlik in interaktiewe groepe. Met ander woorde, waar die groep wat ek hanteer, saam met my praat. Ek gee die vraag vir hulle gee inset, liewer inset, en dan reageer ek daarop en so aan. Maar wanneer ek by hierdie gedeelte kom, dan hoor ek mense se ongemak. Dan hoor ek hulle sê, maar Jesus kan ons nou nie dit van my verwag nie. Jesus kan ons nou nie van my verwag om nie my pa te gaan begrawe nie. Dis mos nie billik nie. En is eintlik nie wat Jesus bedoel. Dis 'n metafoor. Dis 'n beeld wat hy gebruik om te sê,
kry jou prioriteite reg. Kry jou prioriteite reg. Want as jy my wil volg as 'n disipel, dan moet ek, en dit waarvoor ek staan, die koninkryk van God, moet die hoogste prioriteit in jou lewe wees. En sedertdien het niks verander nie. Is nog steeds so, dat as ek deel wil wees van die koninkryk, en meer eintlik, dat hierdie het niks te maak met verlossing nie. Beteken nie ek verloor my verlossing, as ek dan nou nie aan hierdie standaarde kan voldoen. Niks daarmee te maak, het gaan oor disipelskap. En dit sê eintlik, maar ek moet die hoogste prioriteit wees. En op hierdie stadium het Jesus opgevaar na die hemel. Hy sê in vers 51 dat hy het na Jerusalem toe gegaan, waar hy in die hemel opgeneem sou word. Nou, Jesus is reeds in die hemel, hy sit aan die regterkant van God, sê ons geloofsbelijdenis. En hy sê eintlik vir hierdie disipels, dit gaan oor die koninkryk van God. En nou is Jesus nie meer hier nie, maar die koninkryk moet nog steeds kom. Ek dink baie keer dat mense vir hulle self sê, wel toe Jesus hemel toe is die koninkryk ook weg. Maar kyk, Jesus se eerste woorde in Matteus, Markus en Lukas is, bekeer julle, van die koninkryk het tot by julle gekom. Johannes gebruik nie daai selfde uitdrukking nie, maar die woord wat hy gebruik is nou in Afrikaans vertaal, het onder ons kom woon. En die oorspronklike taal sê, dis om tent op te slaan. So, hy het by ons kom woon, die koning van die koninkryk was hier. Maar toe hy hemel toe gaan, toe los hy die koninkryk hier. Die koninkryk is nog steeds hier. En hierdie koninkryk moet kom, en daarmee word bedoel, die koninkryk moet sigbaar gemaak word. Mense moet kan sien, die koninkryk van God is 'n werklikheid in hierdie tyd, hierdie plek waar ons lewe. En dit is die taak van disipels. Die taak van disipels in hierdie tyd waarin ons lewe, is om tekens op te rig van die koninkryk van God. Hoe doen ons dit? As ons nie vergeld nie. As ons nie wraak neem as iemand ons te nakom of ons seermaak. Of dan nou, as ek sê, ek het die kosteberekening en ek gaan u nog steeds volg. Of dan nou om te sê, maar Here, u is die hoogste prioriteit in my lewe. En dan wanneer ek mense sien, dan sien ek nie massas nie. Ek sien die ander, met 'n persoonlikheid, met 'n storie, met 'n seer. En daardie persoon verdien al die genade en al die barmhartigheid wat ek kan gee. Want dit is vir my so interessant, en dis waar die verskil inkom, dat net God kan genade bewys. Net God kan. Die genade wat ons vryspreek. Die genade wat sê, jy kry nie wat jy verdien nie, maar jy kry die teenoorgestelde van wat jy verdien. Dis genade. Hierdie gaan oor barmhartigheid. En barmhartigheid beteken iets anders. Barmhartigheid beteken dat ek saam met jou voel wat jy voel.
dat ek deel in jou vreugde, maar ek deel ook in jou seer. Ek deel alles in die goeie tye van jou lewe, maar wanneer dit moeilik raak, dan is ek ook daar. Dis barmhartigheid. As jy 'n glasie water nodig het, dan gee ek dit vir jou. Dis barmhartigheid. As jy iets het om te eet nie, dan help ek jou. En ek verstaan die kulturele dilemma waarin ons in Suid-Afrika sit en so aan, maar ons moet baie versigtig wees dat ons nie ons verantwoordelikheid ontglip met verskonings nie. Maar daar is er nog een persoon. Die eerste een het nou gesê, ek sal volg, Jesus sê, ek het nie eens 'n rusplek vir my kop nie, maak seker jy weet wat jy sê. Die ander een sê, ek is my pa gaan begrawe. Jesus sê, kry jou prioriteite reg. Dan is daar die derde een. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Weereens, as ons dit nou in ons omstandighede inlees, en hier is nou iets van onredelikheid, nee. Ek gaan nie volg, ek is opgewonde, ek wil gaan waar u ook al gaan, ek wil sien wat u doen, ek wil leer, sodat ek dan op die ou end ook op die punt kan kom, wat ek mense vertel van die genade van die koninkryk. Maar ek wil net gou my mense gaan groet. My mense by die huis, dis 'n ma en 'n pa, broers, susters, van 'n vrou met kinders was, dit weet ons nie. Maar dis wat hy graag wil doen. En dan, Jesus se antwoord is dan, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. So, nou sal mense kan sê, dis dan, nou kan ek nie my ouers gaan groet nie. Dis 'n beeld, dis 'n metafoor, dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan hieroor. As jy die keuse maak om as 'n disipel van Jesus te leef, dan kyk jy nie weer terug nie. En nou hier is in 'n positiewe konteks, né, my familie, ek wil net my familie gaan groet. Maar ons weet, die terugkyk het ook baie meer as net familie. Die terugkyk het ook hierdie bagasie van my verlede, wat ek die hele tyd met my saam sleep, en myself die hele tyd aan herinner. En as ek sukkel met een of ander iets in my lewe, dan gaan kyk ek, wat kan ek uit hierdie bagasie van die verlede uithaal, om 'n verskoning te kry vir wat ek doen. En Jesus sê nee, as jy die keuse maak om agter my aan te stap, dan los jy die verlede. Dan los jy al daardie negatiewe goed. Maar ook selfs die positiewe. Dat so baie van ons kyk terug op ons lewens dalk en sê, my lewe tot sover is goed. Daar's nie verskriklike goed wat ek nou juis as bagasie het nie. En ek het al 'n bietjie sukses in my lewe behaal, en ek is trots op wat ek bereik het in die lewe. Dat Jesus eintlik daar ook sê, dis die verlede, jy kan nie aanhou terugkyk soontoe nie. Want disipelskap is die groot gelykmaker. Disipelskap sê, God kyk na ons as individue. Ons is nie net 'n groep mense wat gekies het om Jesus te volg nie. Elkeen van ons is kosbaar in sy oë. En as iemand dan na hom toe sou kom en vir hom sou sê, maar het u gesien wat hierdie kinders van u doen, of hierdie kind van u doen, dan sal Jesus, ons advokaat in die hemel, doodgewoon sê, ek het vir hom gesterf. So, dis disipelskap. Disipelskap beteken om vasbeslote
doelgerig te leef in die rigting waartoe God my geroep het. Disippelskap is om nie te vergeld nie, maar myself te verwyder uit die situasie uit. Disippelskap beteken dat ek die koste moet bereken, want dit gaan my kos. Dit gaan my kos, daar gaan altyd sekere goed moet wees, dat ek moet sê, as die koninkryk van God en die koning van die koninkryk my hoogste prioriteit is, kan ek nie. Ek moet die koste bereken. En daarom die tweede een ook wat sê, het is belangrik dat jy jou pa gaan begrawe. Maar onthou, as jy kies om my te volg, dan is ek nommer 1 in jou lewe. En as ek nie nommer 1 kan wees nie, dan gaan dit nie werk nie. Ek sê weer, niks te maak met verlossing nie. En dan die laaste een, vir wie sê, moenie terugkyk nie. Volg my, ja. Maar onthou, as jy, toe jy gekies het, toe jy geglo het, dat ek jou verlosser is jou verlede, wat jy graag sou wou wegsteek, uitgewis. Dit bestaan nie vir my nie. Moenie dat dit langer vir jou bestaan nie. Maar ook, as jy dan iets het waarop jy trots is, moenie daarop vertrou nie. Vertrou op my. Want in die koninkryk is ons geroep om te dien. Ons dien mekaar en ons dien die wêreld en ons rig tekens op wat sê, so gaan ons eendag in die koninkryk van God lewe, wanneer Jesus weer kom en die nuwe hemel en die nuwe aarde hier kom vestig. Amen. Ons bid saam. Here ons, God, dankie vir u seun, Jesus, wat in die eerste plek vir ons hierdie voorbeeld was, van wat dit beteken om dit waartoe hy geroep was, vasbeslote te doen. En ons weet dat ons dalk soms wonder oor, maar wat is nou my roeping? Maar ons weet elkeen het 'n roeping, elkeen het daar ten minste een dingetjie wat hulle moet doen om u koninkryk sigbaar teenwoordig te maak. Help ons om dit raak te sien, dit verstaan en doelbewus daarmee besig te wees. Dankie ook dat u deur die oggend soos vanoggend opnuut weer vir elkeen van ons kom roep, Here Jesus, om u te volg. Met die eerste oogopslag, maklike antwoord. Ek sal. Maar dan weet ons ook, dit gaan ons kos. En dalk het ons al lankal te groot geskrik vir die koste van disippelskap. Maar tog in al ons beperkings en ons in onvermoë wil ons kom sê, Here, hier is ek. Ek wil u volg. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.
ons slotlied is ook aansluiting by die boodskap. U Here is ons koning, een wat met mag regeer, u onderdane lof sing en buig hul voor u neer. Kom ons staan. Ontvang nou die seën van die Here, dan gaan leef julle as disippels van Jesus Christus. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly.